Lig op lig, Maluti FM 97.1. In die Bybel lees ons dat die mense in die begin in die paradys was. Nou ons weet, paradys beteken half ommuurde tuin, so half beskermd paradys. En dan by die einde van die Bybel lees ons dat die mense in 'n ommuurde stad gaan woon, 'n volledig ommuurde stad. Nie meer half beskerm nie, maar heeltemal in die teenwoordigheid en die beskerming van God. En dit is vir ons 'n lekker idee, of nie idee nie, dit is vir ons 'n lekker fokus om te hê, om te dink, ons gaan by die Here in sy teenwoordigheid wees. En daarom lees ek eerstens uit Openbaring hoofstuk 20, en dan verder ook die laaste oordeel. Van vers 11. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en die een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor hom pad gegee en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het dooies, klein en groot voor die troon sien staan en die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak. Dit is die een boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Openbaring 21. Die nuwe hemel en die nuwe aarde. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, pyn, smart sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee, die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. En ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandig is, moordenaars, onsedelik is, bedrieërs, afgodsdienaars, leenaars, hulle lot is die poel met vuur en swaar brand. Dit is die tweede dood. Die nuwe Jerusalem. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke waarin die 7 laaste pla was gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom. Die stad het die heerlikheid van God, sy glans is die soos van 'n kosbare edelsteen, soos 'n kristal helder opaal. Die stad het
'n groot, hoë muur met 12 poorte. By die poorte is daar 12 engele en by die poorte is daar name geskrywe. Die van die 12 stamme van die volk Israel. Aan die ooste kant is daar 3 poorte, noorde kant 3, suide kant 3 en weste kant 3. Die stad se muur het 12 fondamente, en wat daarop is ook 12 name, die van die 12 apostels van die Lam. Die engel wat met my gepraat het, het 'n goue meetstok gehad om daarmee die stad self, sy poorte en muur te meet. Die stad is vierkantig, net so lank as wat hy breed is. Hy het die stad toe met die meetstok gemeet. Die lengte, die breedte en die hoogte daarvan is dieselfde, 12.000 kilometer. Hy het ook die muur om die stad gemeet, dit is 144 meter hoog. Die engel het die mate van mense gebruik. Die muur is met opaal gebou en die stad self met suiwer goud wat soos 'n spieël lyk. Die fondamente van die stadsmuur is met allerhande edelstene versier. Die eerste fondament met opaal, die tweede met safier, die derde agaat, die vierde smaragd, die vyfde sardonicus, die sesde karneol, die sewende chrysoliet, die agste beryl, negende met topaas, die 10de met chrysopaas, 11de met hyasint en die 12de met amethyst. Die 12 poorte is 12 parels. Elkeen van die poorte is uit 1 parel gemaak. Die strate van die stad is van suiwer goud, blink soos 'n spieël. 'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige en die Lam. Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Die nasie sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde bring hulle skatte daarheen. Die poorte daarvan word gedurende die hele dag nooit toegesluit nie, daar sal nie meer nag wees nie. Die mense sal die skatte en die rykdom van die nasies daarheen bring. Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen sal ooit daarin kom nie. Maar net die wie se name in die boek van die lewe, die boek van die Lam geskrywe staan. Toe die engel my die rivier met die water van die lewe gewys, is helder soos kristal en het stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Tussen die hoofstraat en die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal nie meer iets wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Mense het nie lig van 'n lamp en lig van son nodig nie, omdat die Here hulle God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Die wederkoms van Jesus. Toe sê die engel vir my, hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here God, wat sy gees aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur. Jesus sê toe, kyk, ek kom gou. Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Dit is ek, Johannes, wat dit alles gehoor en gesien het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek voor die voete van die engel, wat dit alles vir my gewys het, op my knieë neergeval om hom te aanbid. Pas op, moenie sê dit vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, die profete en van die wat die woorde van hierdie boek ter harte neem. Aanbid God. Verder sê vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen moet voorgaan om kwaad te doen, wie vuil is moet vuil bly, maar wie reg is moet voorgaan om reg te doen, en wie heilig is moet heilig bly. Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou, ek bring die loon saam met my, om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Ons lees dan tot vers 13 van Openbaring 22.
oor die nuwe hemel en die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem en die wederkoms van Jesus. Gaan lees gerus self weer, hierdie gedeelte het ons gelees uit die 83 vertaling. En daarom, as ons hierdie gedeelte lees en ons sien dat die loon vir elkeen beskore is wat hy gedoen het, dan weet ons, as dit 'n goeie loon is, dan is dit goed. As dit sleg is, dan gaan dit sleg wees. Maar ons sien ook dat die woorde van hierdie boek nie geheim moet bly nie, ons moet dit bekend maak, want dit is betroubaar en waar, dit word vir ons telkens gesê. En ons moet dit aan ander bekend maak, sodat niemand by die einde van die lewe of aan die einde van die wêreld kom, om te kan sê, ek het nie gehoor nie, ek het nie geweet nie, niemand het my vertel nie. Kom ons maak seker dat ons, met elkeen met wie ons te doen kry, verseker, die boodskap duidelik sal meedeel, sodat elkeen 'n keuse kan maak, hoe hy die res van sy ewigheid wil deurbring, in die teenwoordigheid van die Here, net soos nou, of net soos nou, sonder die teenwoordigheid van die Here, en 'n ewigheid sonder die Here. Mag dit vir jou 'n geseënde dag, week, jaar wees, in die teenwoordigheid van die Here, naby die Here, om te hoor wat hy sê, om te doen wat hy vir jou gee, om te doen. Mag jy die moed van jou oortuiging hê, om alles voluit te doen, te sê, en voort te gaan. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.